Goeiemiddag almal. Baie dankie Wikus en Gert en Johan. Ek sien vir Johan so een keer 'n jaar, hier op 60 km by die Komrits, dan kom hy verby. Hy groet nie, hy maak dit so met die hand en dan sy verby. So is baie lekker om julle almal weer hier te sien. Ek moet sê ek verstaan hoe julle voel. Julle het nou gewag vir Kevin van Kansas en toe kom Werner van Welkom hier aan. Ek verstaan daai teleurstelling so rukkie terug. Toe sit my 17de huweliksherdenking en my vrou sê toe vir my, sy het vir ons kaartjies gekry. En ek dink toe, yes, kaartjies, is dit nou vir die bokke, Engeland bokke, All Blacks, en toe sit kaartjies vir Kurt Darren. Ja, ek spot, ek is mal oor Kurt Darren. Maar ja, oppas maar, hulle sê mos, enige ou wat van 'n plek afkom, wat begin met 'n W, moet jy versigtig voor wees, né? Welkom, Witbank en Virginia. So ek is nou van die eerste ene af, maar dit is my baie lekker om vandag hier te wees. Johan het my gistermiddag gebel en gesê, hulle het so 'n paar boere bymekaar, kan ek nie gou ietsie kom sê nie, en toe skrik ek my nou mors dood. Ek dink julle kan sien hoe bewe ek hierbo, maar is my voorreg om vandag hier te kan wees. Ons het verlede week begin met 'n reeks boere daar by Silostraat, wat ons in verskillende omgewings ingegaan het, en 'n week terug toe ons begin het, was die mielieprys nog R300 per ton laer. Dit het nog nie gereën nie, die gemoed was nie lekker nie. En toe ek net nou hier instap, toe sien ek hier buite staan 'n Noordwes cruiser, maar is net modder. En die mielieprys is limits op, so dis lekker om te boer vandag weer. En ek vra net almal van julle wat by verlede week se boere daar was, ek het gesien Dani is hier so in AC en Mani, lag maar weer vir dieselfde ou grappies, daar's nie nuus nie. So ek hoop dit wat ons vandag vir julle kan sê, kan vir elkeen van julle 'n bietjie waarde toevoeg tot jou boerdery, en dat jy kan wegstap vandag en net weer 'n bietjie kan rustig wees en sê, maar hoe gaan ek hierdie jaar ook winsgewend maak in my boerdery? So kom ons spring weg. Ons gaan vandag bietjie praat en ons gaan vir mekaar vra, maar gegee die huidige marktoestande, wat nou? Ons sit op die laagste mieliepryse sedert 2021. Ons weet, die dieselprys gaan waarskynlik volgende maand met tussen 6 en 9 rand per ton styg. Ons weet, daar is 'n uitdagende klimaatseisoen wat voorlê, so wat nou? Wat gebeur van hier af? En kom ons spring weg en ons praat bietjie plaaslik. Wat sien ons in Suid-Afrika in terme van mieliepryse? Hierdie grafiek wys vir ons die gemiddelde Julie witmielieprys vir elke seisoen. En wat interessant is, as ons gaan kyk na 2011, 2012, toe was die gemiddelde witmielieprys vir die seisoen nog tussen 1000 en 2000 rand per ton. Toe het ons sommer 'n klomp seisoene gehad, van 2013 al die pad tot 2020, waar die gemiddelde witmielieprys per jaar tussen 2000 en 3000 rand per ton was. Ons het toe 2 seisoene gehad, wat hy so tussen 3 en 4000 rand was, en toe het ons die afgelope 3 jaar begin gewoond raak aan mieliepryse van 4000 en 5000 en 'n jaar gelede 7000 rand per ton. So die afgelope 3 seisoene het ons 'n gemiddelde mielieprys vir die seisoen van tussen 4 en 5000 rand gehad. En as ons kyk na 2016, die jaar met die vreeslike El Nino, toe het ons ook 'n mielieprys gehad wat gemiddeld vir die seisoen tussen 4 en 5000 rand per ton was. Tot dusver van die jaar vir die Julie 2026 witmieliekontrak kan ons sien die gemiddelde witmielieprys tot dusver is 3500 rand per ton. So ons kan sien die huidige mieliepryse is relatief laag as ons dit vergelyk met vorige jare. Soos ek vroeër gesê het, ons is tans op die laagste vlakke sedert 2021. Wat daarmee saamval is die volatiliteit in ons markte. Hoeveel beweeg die mielieprys binne een seisoen? So ons gaan kyk van jou laagtepunt na jou hoogtepunt. Hoeveel beweeg die mielieprys in 'n seisoen se tyd? En wat opvallend is kyk ons na die laaste 4 seisoene, het die mielieprys gemiddeld tussen 1500 en 2000 rand per ton beweeg elke seisoen. So van die laagtepunt na die hoogtepunt het die mielieprys fluktueer met tussen 1500 en 2000 rand per ton. En dit is ook waar die gevaar inkom as jy as boer aan die onderkant verkoop of as die koper, jou melenaar en voerkraal, aan die bokant van hierdie pryse koop. Tot dusver van jaar is die gemiddelde prysbeweging vir die seisoen, maar nog 'n relatiewe lae R500 per ton.
Wat veroorsaak hierdie volatiliteit? Hoekom kry ons hierdie groot prysbewegings in Suid-Afrikaanse mieliepryse? Die wit mielieprys op Safex is een van jou mees volatiele kommoditeitskontrakte in die wêreld. Hoekom is dit so? En die antwoord kom by hoeveel mielies het ons nodig? Nou kom ons kyk vinnig, hoeveel mielies het Suid-Afrika in 'n normale jaar nodig? Ons binnelandse verbruik rondom 12 miljoen ton, ons opplaasverbruik, dis wat boere terughou op plase vir omruilmaal of om bietjie vee te voer, plus minus 600 000 ton. Tradisioneel voer ons 900 000 ton uit na Botswana, Lesotho, Mosambiek, Namibië en Swaziland. Ons het so 500.000 ton se meeluitvoere elke jaar. So dit beteken Suid-Afrika benodig in 'n normale seisoen 14 miljoen ton se mielies. As ons 'n mielieoes het van 14 miljoen ton, beteken dit ons kan vir al hierdie aspekte die mielies verskaf en ons beginvoorraad is net weer so ons eindvoorraad. As ons gaan kyk na die laaste 10 jaar, kan ons sien daar was net 4 seisoene gewees wat ons minder as 14 miljoen ton gestroop het. En maklik om te raai, watter 4 seisoene was dit? Dit was die 4 jare wat ons El Niño toestande gehad het. So in die 4 El Niño seisoene het Suid-Afrika minder as 14 miljoen ton se mielies gestroop. In normale of La Nina seisoene stroop ons eintlik gemaklik meer as 14 miljoen ton. En hoekom is dit belangrik? Want daai rooi kolomme sê vir ons hier's te min mielies, ons moet optel na invoerpariteit toe. Die groen kolomme sê hier's te veel mielies, ons moet daal na uitvoerpariteit toe. En hierdie wisselvalligheid in ons oesgrootte veroorsaak hierdie groot prysbewegings wat ons plaaslik sien. Nou wat van die 2026 seisoen, die mielies wat nou op land is, wat van hierdie seisoen? Ons het vroeër gesê Suid-Afrika benodig 14 miljoen ton mielies per jaar. Daar's vanjaar 2,711 miljoen hektar aangeplant, so dit beteken Suid-Afrika benodig 'n opbrengs van 5,16 ton per hektar. Dan stroop ons 14 miljoen ton en dan gaan ons oordragvoorraad van 2,4 miljoen ton net so oorgaan na die volgende seisoen toe. Hoe realisties is 5,16 ton per hektar? Kyk ons na die afgelope 10 jaar, kan ons sien die afgelope 10 jaar, daai rooi lyntjie is 5,16, was daar net 3 seisoene wat ons swakker as dit gestroop het. En dis 3 van die 4 El Niño jare. Die ander jare het ons gemaklik meer as dit gestroop. Nou die oeskatting is die afgelope week bekend gemaak. Wat sê ons ten opsigte van die 2026 opbrengs? En hierdie is my lekker interessante ene. Daardie is nou ons laaste 15 jaar se mielieopbrengste, maar die geel lyntjie wat ons daar sien, is ons, soos die Engelsman sal sê, trendline yield of ons tendenslyn opbrengs. So dit sê eintlik vir ons, wat behoort ons in 'n normale seisoen te stroop? So nie 'n El Niño seisoen nie, nie 'n La Nina seisoen nie, net 'n normale seisoen. Wat behoort Suid-Afrika te stroop? En interessant, as jy gaan kyk in 2011, 15 jaar gelede, was daardie trendline yield 4,3 ton per hektar. Vandag, 15 jaar later, is daardie trendline opbrengs 6,3 ton per hektar. En dit is as gevolg van beter cultivars wat jy kry van Bayer en Dekalb af. Dit is as gevolg van beter boerderypraktyke ensovoorts wat ons in 'n stygende fase is in terme van ons tendenslyn opbrengs. So in 'n normale seisoen moet ons 6,3 ton per hektar stroop. Nou baie interessant, wat van 'n seisoen soos vanjaar wat 'n swak La Nina is? Nou as jy oor die afgelope 50 jaar gaan kyk histories, wat is jou grootste afwyking in 'n swak La Nina seisoen vanaf jou trendline opbrengs? Nou jou grootste afwyking na die onderkant toe in 'n swak La Nina seisoen is 5%. Trek jy 5% daarby af, beteken dit ons is op 'n 5,96 ton per hektar. En dis die onderkant van my oeskatting vandag, die 5% afwyking van trendline. Waar is die huidige oeskatting? 5,94 ton per hektar. So ek dink die 16,1 miljoen ton oeskatting soos hy is redelik die onderkant. Dis 'n realistiese oeskatting, maar daar is nog potensiaal dat hy groter kan word. Jou maksimum afwyking na die bokant toe, nou hierdie seisoen was nie 'n perfekte seisoen nie, maar as dit 'n perfekte seisoen was en ons het deurgangs op die regte tyd reën gekry, wat is die potensiaal in Suid-Afrika? En die potensiaal in Suid-Afrika is 'n oes van 6,9 ton per hektar. So as ons daarna kyk, sê ons, as ons 5% onder ons trendline stroop, of ons trendline
is ons gemaklik hoër as die 5,16 ton per hektaar wat ons nodig het vir 14 miljoen ton se mielies. Hier's weer eens die afgelope 10 jaar en nou het ek sommer van jaar bygesit die 5,94 en kyk hoe mooi is hy in lyn met daai vorige klompie jare en toe het ons natuurlik ons 2 uitskieteroeste gekry met ons La Nina seisoene wat ons gehad het. Hier's baie mense wat vir ons gesê het, maar daai oeskatting is nie realisties nie, want die Oos-Vrystaat het bietjie droogte gehad, hulle is swakker as verlede jaar. Nou die Oos-Vrystaat is hoofsaaklik geel mielies. Baie mense het vir ons gesê, Mpumalanga lyk nie so goed soos verlede jaar nie. Baie mense het vir ons gesê, maar dele van die Noordwes is bietjie laat, hulle gaan nie by verlede jaar se oes te kom nie. Kyk hoe mooi het die oeskattingskomitee dit in hulle berekening ingewerk. Die Vrystaat op witmielies word tans 0,2 ton droëland beter geskat as verlede seisoen. Geelmielies in die Vrystaat 1,5 ton per hektaar swakker as verlede seisoen. So ek dink die oeskattingskomitee het baie goed gedoen om die moeiliker toestande in die Oos-Vrystaat in berekening te bring. Kyk ons na Mpumalanga. Mpumalanga 0,8 ton swakker as verlede jaar op droëlande witmielies. Geelmielies in Mpumalanga 1,1 ton per hektaar swakker as verlede jaar. En die Noordwes 0,3 ton wit en 0,5 ton per hektaar geel. Swakker droëland opbrengs as verlede seisoen. So as ek daarna kyk, sê ek die oeskattingskomitee het eintlik 'n baie goeie skatting uitgebring. Die vraag is, wat as die Oos-Vrystaat, Mpumalanga en die Noordwes net 'n bo-gemiddelde oes stroop? As ons hom meet in verhouding tot die laaste 10 jaar en hulle stroop nie 'n rekord oes nie, net 'n bo-gemiddelde oes, want ek dink tog daar's nog potensiaal vir 'n bo-gemiddelde opbrengs in die Oos-Vrystaat en Mpumalanga. Wat gebeur met jou oeskatting? Dan eindig ons op 'n oes van 16,8 miljoen ton. So my onderkant vir die oes is 16,1 ton waar hy tans is, met die potensiaal dat die oesgrootte uiteindelik kan groei na 16,8 miljoen ton. En interessant, as ons op 'n 16,8 miljoen ton werk, is dit nog steeds laer as die trendline yield. So ons is nog nie eers by die 6,29 ton per hektaar nie. So ek dink dis baie realistiese skatting van tussen 16,1 en 16,8 miljoen ton. Wat beteken dit vir jou as boer in Suid-Afrika? Oes van 16,8 miljoen ton. En ek gaan nie in detail hier ingaan nie, maar ons begin die seisoen met 2,4 miljoen ton se mielies. As ons 'n oes het van 16,8 miljoen ton, 'n rekord binnelandse verbruik van 12 miljoen ton en 1,4 miljoen ton wat ons Afrika toe uitvoer, wat bly oor? Dan beteken dit ons sit April 2027 met 5,2 miljoen ton se mielies. So eintlik sê dit vir ons sal moet diepsee uitvoer. Nou gaan ek vir julle 'n interessante ding wys. Daar was 3 seisoene, 2021, 2022 en 2023, wat ons dieselfde situasie gehad het. Ek wil nie sê dieselfde probleem nie, want ons is eintlik geseën met 'n groot oes, so dis nie 'n probleem die feit dat die oes groot is nie. Ons is geseën met 'n groot oes, maar wat doen ons nou met daai groot oes? Kyk wat het in daai 3 jare gebeur. En dis klein syfertjies, dis die amptelike syfers, maar gaan mooi daardeur saam met julle gaan. In 2021 het ons die seisoen begin met 2,1 miljoen ton se mielies. Dis belangrik. Ons begin met 2,1 miljoen ton. Toe voer Suid-Afrika in totaal 4,1 miljoen ton mielies uit. En waar eindig ons toe? Toe maak ons die seisoen klaar met 2,1 miljoen ton se mielies. Ons het begin met 2,1, ons het 4,1 uitgevoer en ons het die seisoen klaar gemaak met 2,1. Die jaar daarna, toe begin ons met 2,1, toe voer ons uit in totaal 4 miljoen ton se mielies en waar eindig ons? Toe eindig ons op 2 miljoen ton. 2023, toe begin ons met 2 miljoen ton, toe voer ons in totaal uit, hoeveel? 4 miljoen ton, toe waar eindig ons? 2,4 miljoen ton, se oordragvoorraad. So 2 dinge wat vir my belangrik is, wat leer ons hier uit? 2 dinge, die eerste een is, Suid-Afrika kan 4 miljoen ton se mielies uitvoer. Inteendeel, dit is nie rekordvolumes nie, ons het in die 80s gereeld meer as 5 miljoen ton uitgevoer, spesifiek toe die spoorlyne in 'n beter toestand was as wat dit vandag is. Maar Suid-Afrika kan steeds meer as 4 miljoen ton mielies per seisoen uitvoer. Die tweede ding is, ons wil nie graag 'n oordragvoorraad hê laer as 2,5 miljoen ton nie. Inteendeel,
met 'n moontlike El Niño wat op pad is, glo ek Suid-Afrika gaan gemaklik wees met 'n oordragvoorraad van 3 miljoen ton. Nou sê ons vir mekaar 'n oordragvoorraad van 3 miljoen ton. Ons het op die skyf hier voor vir julle gewys, ons gaan waarskynlik 5,2 miljoen ton mielies oordra. So ons moet 2,2 miljoen ton diepsee deur die hawens uitvoer. 2,2 miljoen ton deur die hawens, 1,4 miljoen ton Afrika, waar eindig ons? 3,6 miljoen ton se uitvoere. So Suid-Afrika moet minimum 2 miljoen ton deur ons hawens uitvoer, om ons balansstaat net weer reg te stel. Nou is die belangrike vraag, is ons op vlakke wat ons kan uitvoer of nie? En kyk hoe belangrik is hierdie ene. Daai geel lyntjie wat daar is geel mielie uitvoerpariteit. So teen daai vlak kan ons mielies deur die hawens uitvoer. Dit was gewees op die 9de Februarie. Vandag, presies 'n maand later, kyk waar is uitvoerpariteit nou. Uitvoerpariteit het die afgelope maand gemiddeld met tussen 400 en 500 rand per ton gestyg. Hoekom het dit gebeur? Die rand het verswak van 16 na 16,90 toe en die internasionale mieliepryse het gestyg van $4.60 na $4.90. En dit het veroorsaak dat uitvoerpariteit gestyg het. Hoe ver is ons van uitvoerpariteit af? Daar is die geel mieliepryse vir oggend, die groen ouetjie bo is Weskaap invoerpariteit en dan die rooi lyntjie onder is uitvoerpariteit. Ons is op die huidige stadium nog so tussen 200 en 300 rand per ton bo uitvoerpariteit. So op die huidige vlakke kan ons nog nie volumes mielies uitvoer nie. Daar's 2 skepe geboek na 'n spesifieke bestemming toe, maar dis 100,000 ton en dis dit. Om die res van daai 2,2 miljoen ton te kan uitvat, is Suid-Afrikaanse mieliepryse steeds 200 tot 300 rand per ton te duur op die huidige vlakke. Een ander ding wat vir my belangrik is die winsgewendheid. En ons gaan afsluit, gaan ons weer iets sê van winsgewendheid. Ek was 'n tydjie terug by 'n boer in Hoopstad en hy het vir my sy somme gemaak en gesê, Werner, om mielies te plant in Hoopstad is R16,000 per hektaar. Dan het ek nog nie my grondhuure betaal nie, ek nie my paemente betaal nie en ek het nie my huurkope betaal nie. Dit kos my R16,000 per hektaar om mielies te plant. Teen vandag se pryse beteken dit vir daai boer om gelyk te breek en hy bemest vir tussen 6,5 en 7 ton per hektaar, moet hy 5,5 ton stroop. Dan breek hy gelyk, maar dan het hy nog nie grondhuure en paemente betaal nie. Sou ons daal na uitvoerpariteit toe, beteken dit vir daai boer in Hoopstad gaan 6,15 ton per hektaar moet stroop. En dan het hy nog nie sy grondhuure en paemente en huurkope betaal nie. So ons is nou op vlakke waar winsgewendheid 'n probleem raak op mielies in Suid-Afrika. Nou kom ons slaan vinnig oor na die internasionale prentjie toe. 2 weke terug het ons iemand van die buiteland by ons gehad en die persoon se opmerking was the world is flooded with grain. En hy spesifiek verwys na mielies. En ek wil dit vandag toets en kyk, maar is dit regtig so? Loop die wêreld oor van mielies of nie? En kom ons kyk gou daarna. Die wêreldproduksie van mielies, die afgelope 15 jaar het die wêreldproduksie van mielies van 800 miljoen ton gestyg na 1,3 miljard ton toe. So oor 'n 15 jaar periode het die wêreld 500 miljoen ton meer mielies produseer. Inteendeel, die 10 grootste oeste in die geskiedenis is die afgelope 10 jaar gestroop. So die wêreld het vir 10 agtereenvolgende jare 10 rekordoeste gehad. Waar kom hy mielies vandaan? Kom ons kyk na die groot 4. Eerste ene is Amerika. Die grootste oes wat ooit gestroop is in Amerika was in 2023. Toe het hulle 390 miljoen ton se mielies gestroop. Verlede seisoen stroop Amerika toe 'n nuwe rekord van 432 miljoen ton. So Amerika het verlede seisoen hulle vorige rekordoes met 42 miljoen ton oortref. Die gemiddelde opbrengs, en dis hoofsaaklik droëland, dis maar net daar in die ooste van Nebraska wat ons 'n wesenlike hoeveelheid besproeiing kry, so dis hoofsaaklik droëland. Gemiddelde droëland opbrengs oor 36 miljoen hektaar, 11,71 ton per hektaar. As ons kyk na China, China se grootste oes ooit 2024, 295 miljoen ton, verlede jaar 'n nuwe rekord 301 miljoen ton wat gestroop is. Kyk ons na Suid-Amerika,
Brasilië en Argentinië. 15 jaar terug het Suid-Amerika 94 miljoen ton mielies produseer. Binne 'n 15 jaar periode het hulle mielieproduksie verdubbel na 'n nuwe rekord 184 miljoen ton. So as ons daarna kyk, sê ons vir mekaar, die wêreld het sy grootste oes ooit gestroop, die wêreld het sy vorige rekord met 65 miljoen ton oortref. Die wêreld het sy 10 grootste oeste in die geskiedenis vir 10 jaar agtereenvolgens gestroop. Amerika het sy vorige rekord met 42 miljoen ton oortref. China het sy vorige rekord oortref met 6 miljoen ton. Suid-Amerika het sy vorige rekord oortref met 2 miljoen ton. So, dan is dit seker so, die wêreld loop oor van mielies, want dit is rekord op rekord op rekord. Maar dit is nie regtig die geval nie. As ons kyk na die wêreldvoorraad tot verbruik, kan ons sien in hierdie 10 jare wat die wêreld 10 rekord oeste gehad het die wêreldoordragvoorraad gedaal vanaf 32 na 22%. So ons het 10 rekord oeste gehad, die 10 grootste oeste in die geskiedenis ooit, maar ondanks dit het die wêreldvoorraad tot verbruik gedaal met 10%. Inteendeel, ons is op die laagste vlakke sedert die droogte in Amerika in 2012. So ons is op 'n 14 jaar laagtepunt in terme van die wêreldvoorraad tot verbruiksyfers. Interessant, die 2012 droogte in Amerika wat ons altyd van hoor. Wie weet wat hulle in daai seisoen gestroop het, in daai droogteseisoen? 7,71 ton per hektaar in daai vreeslike droogte. So 10 rekordoeste, maar ons oordragvoorraad daal met 10%. Hoekom gebeur dit? En die rede hoekom dit gebeur, is natuurlik ons verbruiksyfers wat op rekordvlakke is. Die afgelope 10 jaar het die wêreldverbruik van mielies gestyg van 960 miljoen ton na 1,3 miljard ton toe. So selfs die afgelope seisoen met hierdie fenominale oes wat hulle gehad het hulle nog steeds minder mielies produseer as wat wêreldwyd gebruik is. Nou, waar kom hy wêreldwye verbruik se groei vandaan? Dit kom vandaan vanaf veevoere. So as die gemiddelde wêreldburger meer welvarend raak, eet hulle nie meer net rys nie. Dis nou rys en vleis en rys en vleis en rys en vleis. So meer diere word gevoer, meer mielies word benodig en dit veroorsaak dat die wêreldverbruik so dramaties gestyg het. So byna 80% van die groei in verbruik is afkomstig vanaf veevoerverbruik in die wêreld. Hier is my ook 'n belangrike ene. Die Amerikaners gaan op die 31ste Maart bekend maak hoeveel mielies hulle gaan plant in die komende seisoen. Afgelope seisoen het hulle 'n rekord 99 miljoen akker geplant. Die verwagting is dat hulle vanjaar 5 miljoen akker minder mielies gaan plant. Hoekom is dit belangrik? Amerika se oordragvoorraad is 2,2 biljoen bushels. 5 miljoen akker teen 'n opbrengs van 180 bushels per akker is gelykstaande aan 800 miljoen bushels. Wat gebeur as jy, 900 miljoen bushels, wat gebeur as jy 900 miljoen bushels aftrek van 'n 2,2 biljoen carry af? Dan vat jy 40% van die wêreld se oordragvoorraad weg. So die 31ste Maart is dit belangrik om te sien hoeveel mielies gaan Amerika die komende seisoen aanplant. Kyk ons na Amerika se pryssiklus. Die groen blokkies is hulle pryshoogtepunte en die rooi blokkies hulle pryslaagtepunte. Histories maak Amerika sy hoogtepunt tussen Mei en Julie. Hoekom? Mei maand is planttyd in Amerika en Julie maand is bestuivingstyd in Amerika. Sy laagtepunt September tot November, want dan is dit strooptyd in Amerika. Afgelope 2 seisoene het ons die hoogtepunt bietjie vroeër gemaak, maar hou in gedagte die huidige mielieprys in Amerika is $4.80 per skepel. En vergelyk ons hom met daai 2021, 22, 23 seisoene, kan ons sien dat indien daar enigsins iets verkeerd loop in terme van produksie, is daar wesenlike opwaartse potensiaal in Amerika. Want met rekordoeste wêreldwyd kon ons nie genoeg mielies produseer nie. Wat as Amerika net 'n bogemiddelde oes droop? Dan gaan die wêreldvoorraad onder 'n 20% daal. So Amerika, China, Brasilië en Argentinië moet elke jaar rekordoeste stroop ten einde ons oordragvoorraad te beskerm. So dis iets om dop te hou die 31ste Maart op die voorneme om te plant. Nou as julle tot nou toe 'n uiltjie geknip het en ek verkwalik julle nie daarvoor nie, maar die volgende 3 skyfies is vir my die belangrikste.
So as julle die volgende 3 slides net kan wakker bly, dan dink ek ons het die doel bereik vir vandag. In Suid-Afrika beweeg mieliepryse in 'n siklus van 12 tot 18 maande. Ons is nou in 'n scenario waar jy as boer waarskynlik nie winsgewend kan produseer nie. Wat doen jy in strooptyd as ons in strooptyd kom en mieliepryse is op uitvoerpariteit op 3.1 of 3.2 of 3.3? En die antwoord lê vir ons in die siklus van 12 tot 18 maande. Ek gaan hierdie siklus vir julle wys van 2016 af, maar as jy hom vir nog 10 jaar terugtrek na 2006 toe, dan is dit dieselfde siklus wat om jaar op jaar net herhaal. Nou, hoe lyk hierdie siklus? In 2016 was ons op invoerpariteit vir mielies. Dis die jaar met die vreeslike El Nino. Op daai stadium was invoerpariteit rondom R5.400. Dit was in Januarie van 2016. So Januarie 2016 kry ons 'n groen pyl invoerpariteit R5.400. Wat gebeur toe? Van Januarie 16, 17 maande later na Junie 17 toe, daal ons toe na uitvoerpariteit toe, R1.700 per ton. Binne 17 maande. Van Junie 2017 het ons weer al die pad ondersteuning gekry, 18 maande later verhandel ons weer op invoerpariteit, pryse het weer verdubbel na R3.400 per ton. Van Januarie 2019 het ons al die pad weer gedaal na R2.200 toe in Maart 2020, 14 maande later. Maart 2020 het ons begin ondersteuning kry tot Oktober 2022, R5.500 invoerpariteit. Van R5.500 invoerpariteit Oktober 2022 het ons gedaal 15 maande later R3.600 uitvoerpariteit. En van Desember 2023, 13 maande later, was ons op R7.000 in Januarie 2025. So as ons hierna kyk, wat sien ons hierso? Ons sien groen, rooi, groen, rooi, groen, rooi, groen. Invoer, uitvoer, invoer, uitvoer, invoer, uitvoer, invoer. So as ons nou vir ons graad 1 kind gaan vra, groen, rooi, groen, rooi, groen, rooi, groen, wat kom volgende? Ek hoop daai graad 1 kan sê, rooi kom volgende. En wat is rooi? Rooi is uitvoerpariteit. Nou ons het 10 minute terug die somme gemaak en gesê ons gaan 'n oordragvoorraad voor diepsee uitvoer hê van 5,2 miljoen ton. Ons moet minimum 2,2 miljoen ton deur die hawens uitvoer saam met 1,4 miljoen ton op in Afrika. So moet ons die rooi pyltjies sien. Ja, ons moet. En hoe vinniger ons sien, hoe beter. Want as ons surplusse kan uitvat, kan die pryse daarna weer begin ondersteuning kry. So die volgende pyltjie wat ons gaan kry is die rooie. En ons gaan dit waarskynlik sien in Maart, April, Mei. Ons verwag Maart, April, Mei gaan die oes nog verder opwaarts aangepas word en gaan ons na uitvoerpariteitsvlakke daal. Die voordeel wat ons het is, op die stadium is uitvoerpariteit baie vinnig besig om ons te vang. En dit maak dat ons risiko na die onderkant toe kleiner word. So hoe hoër internasionale pryse is, hoe swakker die rand is, hoe vinniger kan ons by uitvoerpariteit kom. Maar, iets wat ons 'n gedagte moet hou, is na hierdie rooi, is daar waarskynlik 'n El Nino op pad. Luister ons na al die weerkundiges, lyk dit of ons in 'n 5 jaar droër siklus gaan inbeweeg. Beteken dit ons gaan vir 5 jaar nie 'n druppel reën kry nie? Glad nie. Binne die volgende 5 jaar gaan daar waarskynlik baie goeie seisoene ook wees. Maar die siklus, die volgende 5 jaar, is 'n droër siklus en spesifiek vanaf Julie, Augustus gaan ons in 'n El Nino inbeweeg. So vanaf Julie, Augustus verwag ons, gaan ons baie droër toestande ervaar vir die komende seisoen. Nou kom ons terug na hierdie ene toe. Groen, rooi, groen, rooi, groen, rooi, groen, in die volgende maand of 2 rooi. Wat kom na rooi? Na rooi kom groen. As ons in die volgende 2 maande uitvoerpariteit verhandel om die surplusse weg te vat, en jy tel 12 tot 18 maande by, beteken dit volgende jaar, iewers tussen Maart en September, gaan ons weer by ons groen pyltjie kom, nader aan invoerpariteit. Wat interessant ook is as ons histories gaan kyk na mielieaanplantings, wat gebeur in jare wat ons 'n droër seisoen binnegaan? En daar kan ons sien hoe ons in die vorige seisoene gedaal het van 2,7 na 2,3 miljoen hektar op mielieaanplantings, 2,6 na 1,9 miljoen hektar, 2,6 na 2,3 en weer op 2,3.
Enigste uitsondering was natuurlik die El Niño 3 seisoene terug, toe ons hektare nie gedaal het nie. Hoekom het die hektare nie gedaal nie? Want ons het uit 3 La Nina jare uitgekom. En toe iemand sê El Niño, toe dink 'n mens, ag maar wat sê El Niño? Vir 3 jare lank het ons mielies weggespoel, wie's nou bang vir 'n El Niño? En wat gebeur? Toe stroop ons 12,8 miljoen ton mielies. Hoeveel mielies kort ons? Ons kort 14 miljoen ton. En toe wat gebeur? Toe gaan ons al die pad op na R7,000 toe. So, baie belangrik, ons verwag die komende seisoen minder mielie-aanplantings. Gister toe Johan my bel en vir my sê, sal ek vereniging toe kom? Toe dink ek, voor ek sê ja, en Davie gaan net nou 'n klomp interessante goed praat oor die oorlog en die wisselkoers en die oliepryse. En toe dink ek wil net seker maak, as daar nou 'n wêreldwye oorlog, World War III uitbreek na vandag toe, is ek veilig in vereniging. En toe gaan Google ek en toe sien ek hulle sê Suid-Afrika is die 11de veiligste land in die wêreld as die 3de wêreldoorlog uitbreek. Toe sê ek ja, maar wat van vereniging? Toe sê hulle as daar nou 'n wêreldoorlog uitbreek, dan gaan vereniging se moeilikheid kom op die 9de Maart 2029, want hulle is so 3 jaar agter die tyd. So dis hoekom ek nou vandag hier is. Ek weet ek is veilig hierso. Maar die vraag is, wat nou? Wat doen jy as boer, en ek het 'n paar minute oor om af te sluit, wat doen jy as boer in strooptyd, wanneer ons op vlakke is waar jy nie winsgewend kan mielies produseer nie? Daai boer in Hoopstad het vir my sy somme gemaak. Hy het gesê, op Sonneblom is sy insetkoste voor huurkope, voor paemente, voor sy grondhuure R12,000 per hektar. Hy begroot vir 2,5 ton per hektar Sonneblom, so dis 22,500 omset, dis 'n opbrengs van 88% voor al daai ander kostes. Op sojabone is sy insetkoste R12,000 per hektar, en interessant, ek het dit gaan vergelyk met Graan Suid-Afrika se opsomming, en daar's 'n baie oulike Graan Suid-Afrika begroting wat jy gerus na kan gaan kyk vir elke distrik, vir die opbrengs waarvoor jy bemest, en dit het baie saamgestem met hierdie syfers. R12,000 per hektar op sojabone, 3 ton per hektar in die Wes-Vrystaat, teen die huidige pryse, het jy so opbrengs van 65%. Maar op mielies is jou opbrengs op hierdie stadium teen die huidige prysvlakke en 'n 7 ton opbrengs in Hoopstad, maar 27%. So as ek daarna kyk, sal ek oorweeg om my oliesade te verkoop en eerder te kyk hoe lank ek my mielieprysing kan uitstel. Onthou, groen-rooi, 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 ons is nou naby aan rooi. Ek gaan my mielieprysing wil uitstel tot ons weer by groen is. 'n Week terug het ons met 'n melenaar gesels en ons het vir hom gesê, hy as koper het 4 boksies om te tik, dan moet hy koop. Die eerste boksie was, is ons naby aan uitvoerpariteit. Tweede boksie is ons op vlakke waar 'n boer nie winsgewend kan produseer nie. Derde boksie was, is ons in 'n siklus waar internasionale pryse waarskynlik gaan begin styg. Die vierde boksie was, hoe lyk die vooruitsigte vir die nuwe seisoen? En die melenaar het gesê, boksie 1, boksie 2, boksie 3 en boksie 4 is getik. Ek prys my mielies vir die volgende 2 jaar. Maar as dit die melenaar se boksies is, hoe lyk jou as boer se boksies vandag? Ons is R200 weg van uitvoerpariteit af. Wil jy op uitvoerpariteit jou mielies verkoop? Nee, jy wil nie. Ons is by of onder produksiekoste. Wil jy verkoop wanneer jy nie geld maak nie? Nee, dit maak nie sin uit 'n besigheidsoogpunt uit nie. Internasionaal is ons op die vooraand van 'n kleiner aanplanting en 'n stygende seisonale siklus. Wil jy jou mielies verkoop voor Amerika optel? Nee. Hoe lyk die vooruitsigte vir die komende seisoen? Is dit 'n La Nina, baie reën wat gaan kom? Die stadium wys dit vir ons op 'n El Niño. So as ek daarna kyk, was die afgelope week van jou beste moontlike geleenthede vir 'n koper om sy mielies te koop. Die laagste vlakke sedert 2021 waarteen hy sy verskansing kon doen. Maar as ek daarna kyk, sê ons vir mekaar uit 'n boer se oogpunt, is ons op die oomblik by 'n rooi pyltjie. Jy wil op 'n groen pyltjie jou mielies gaan verkoop. Wat kan pryse laat styg? Ons praat nou oor dalk nie jou mielies in strooptyd verkoop nie. Wat kan pryse laat styg? Ek dink die 5 dinge wat ons moet dophou is die eerste ding, internasionale mieliepryse. Ons is in 'n siklus waar internasionale mieliepryse behoort te styg na Julie, Augustus toe. Tweede ding wat ons na moet kyk, is die wisselkoers. Ons het gesien hoe vinnig die wisselkoers reageer het, die oomblik toe die dollar weer 'n bietjie momentum begin opbou. Die derde ding is uitvoere.
die oomblik wanneer ons surplus mielies uitgevoer het, dan kan pryse begin wegbeweeg van uitvoerpariteit af. Die volgende ding is aanplantings. Ons verwag 'n laer aanplanting van mielies in die komende seisoen. Interessant, as ons die komende seisoen van 2.7 na 2.3 miljoen hektar daal, soos in die verlede, 400.000 hektar teen die huidige opbrengskatting in Suid-Afrika is 2,5 miljoen ton. Trek 2,5 miljoen ton af by die huidige oeskatting, dan is jy by 13.7 miljoen ton. Hoeveel mielies het ons nodig? 14 miljoen ton. Dan kan ons weer ondersteuning verwag. En die laaste ding is natuurlik die moontlikheid van 'n El Niño. As ons 'n El Niño kry met laer aanplantings, is die kans baie goed dat ons 12 tot 18 maande van vandag af weer ons groenpyle gaan kry. Wanneer kan dit gebeur? Kom ons kyk weer na daai 3 seisoene, 2021, 22, 23, toe ons elke jaar 4 miljoen ton mielies moes uitvoer. Wanneer het die mark ondersteuning gekry? 2021 het ons 'n laagtepunt gemaak, interessant, daar in April maand het ons al 'n laagtepunt gemaak hier op 3.1. Toe in planttyd in Mei kan ons sien het die prys met R700 gestyg, planttyd in Amerika. So toe Amerika hulle mielies moet plant, toe die prys al ondersteuning gekry. Toe hulle klaar geplant het, toe sak die mark terug en ons laagtepunt het ons in September gesien, toe die suide van Amerika begin mielies droop. Van daar af het die prys ondersteuning gekry deur planttyd in Suid-Afrika en deur bestuivingstyd in Suid-Afrika. Van die laagtepunt af op R3.000 het ons gestyg na prysvlakke toe van R4.100. Die jaar daarna het ons 'n laagtepunt gemaak in Maart maand, toe het ons ondersteuning gekry Mei maand, toe Amerika mielies plant, van R4.000 af op na R4.900 toe. Toe Amerika klaar geplant het, is ons weer al die pad terug na 4.3 toe. Interessant, kyk planttyd in Suid-Afrika, toe ons so sukkel om te plant en ons kry nie reën voor gelofte dag nie, toe hardloop die mark op na 5.400 toe. En gelofte dag toe die reën kom en almal begin mielies plant, toe val die prys weer al die pad terug na 4.200 toe. En die laaste seisoen wat ek wil wys, 2023, en dit is vir my 'n belangrike seisoen. Hoekom? Dis 'n jaar wat ons 4 miljoen ton mielies moes uitvoer, maar wat het na 2023 gekom? Die El Niño van 2024. So hierdie seisoen stem baie ooreen met waar ons vandag in Suid-Afrika is. Ons moet nou ook net minder as 4 miljoen ton uitvoer met 'n El Niño wat op pad is. Wat het daai jaar gebeur met 'n 4 miljoen ton uitvoerprogram en 'n El Niño? Ons het ons laagtepunt gemaak April, Mei. Toe tel ons op in Mei maand in Amerika se planttyd. Toe maak ons weer 'n laagtepunt strooptyd in Julie. Toe ons sukkel om te plant in Desember, toe tel die mark op na 4.6 toe. Toe kry ons reën en die mark val al die pad terug na 3.7 toe. En toe hou dit op met reën en ons kom in bestuiving en dit reën nie. En die mark styg toe al die pad van 3.700 tot 5.300 toe. So al wat ek hierdeur vir julle probeer wys, is selfs in 'n jaar wat daar 'n groot surplus mielies is, gee die mark nog steeds vir jou geleenthede. Gebruik die geleenthede wat die mark vir jou gee. As jy bereid gaan wees om tussen 12 en 18 maande jou prysbesluit uit te stel, gaan jy geleentheid kry om teen beter prysvlakke jou graan te bemark. Kom ons sluit af en ons som op. Wat sê ons vir mekaar? Ons verwag 'n oes van tussen 16 en 17 miljoen ton. Ons is steeds 200 tot 300 rand te duur. So kan die mark afkom? Yes, hy kan afkom. Hoe vinniger hy afkom, hoe beter, want dan kan ons vinniger die uitvoere laat realiseer. Die grootste risiko is as ons net so bo uitvoerpariteit bly en ons begin die nuwe seisoen met 'n oordragvoorraad van amper 6 miljoen ton. Vir 'n boer sal dit die slegste moontlike scenario wees. Hoe vinniger ons die surplusse kan uitvat, hoe beter. Uitvoerpariteit is, soos die Engelsman sê, 'n moving target. As ons sien dat die oorlog internasionaal eskaleer, kan ons verwag dat oliepryse verder ondersteuning kry, die rand verswak en kommoditeitspryse ondersteuning kry. En dan kan ons 'n hoër uitvoerpariteitsvlak sien. Teenoorgestelde is ook waar, as ons ewe skielik 'n einde aan hierdie konflik kry, dan kan ons sien dat uitvoerpariteit daal. Hou dit net in gedagte. Die huidige pryse bied egter vir koper langtermyn geleenthede. As jy as voerkraal of jy as melenaar op die huidige vlakke verskans jy op 'n 5 jaar laagtepunt op die mieliepryse. Jy moet jou bemarkingsplan aanpas dat jy in strooptyd jou prysingsbesluit vir 12 tot 18 maande kan uitstel.
Dit's baie maniere om dit te doen. Neem finansiering op teen jou mielies in die silo. Verkoop jou mielies en koop dit terug op die mark, maar wees versigtig om op uitvoerpariteit jou oes te verkoop. Maak jou som. As die prys in die volgende tyd ondersteuning kry oor die onsekerheid in die wêreld en jy kom op 'n vlak waar jy winsgewend kan produseer, is daar niks fout om jou mielies te verkoop op 'n vlak waar jy die opbrengs realiseer wat jy as teiken gestel het nie. Maar die geskiedenis het ook vir ons geleer dat elke rooi pyltjie gevolg word deur 'n groen pyltjie. En die aanduidings vir ons op die stadium is dat ons iewers in 2027 weer 'n nuwe pryshoogtepunt kan maak. Uit 'n boer se oogpunt uit is dit goed as jy jouself kan rad vir 2027 om voordeel te trek uit moontlike prysstygings wat kan volg 12 tot 18 maande van nou af. Baie dankie vir die geleentheid, was lekker om saam met julle te kuier. Baie dankie.